Goeiemôre. Ek wil weer net asseblief seker maak oor die klank. Dis nogal snaaks met die oorfone in. Net seker maak die mikrofoon werk reg. Voordat ek begin, so sal enige iemand wat kyk op die oomblik asseblief net vir my wys of julle my mooi kan hoor, mooi duidelik kan hoor. Hier was nou nog 'n commotion vanoggend van mense wat gekom het om die wifi reg te stel en ja, dis hoekom ek 'n paar minute laat is. Ek sien Johan Nel het al gevra, gaan ek die video doen? Pietro, Isabel, Ronel, hallo, kan julle my hoor? Wys asseblief vir my, dan sal ek weet of ek kan aangaan. Dis snaaks met die oorfone in, ek sien ek lyk nogal belangrik. Okay, dankie, ek is bly die klank is reg. Ek het 'n vraag gekry van Jorina, wat my spesifiek vra oor die kos wat ons daar geëet het, so te besluit ek nou, kom ek gesels sommer daaroor vanoggend. Sy vra wat het ons gebraai, want sy sien nou net hierdie hompe vleis waarvan ek praat en sy kan nou nie haar voorstel hoe het ons gemaak nie. Nou, soos ek vir julle gesê het, aanvanklik het ons die vleis maar met die hand bewerk. Goeie skerp mes. Vleis ontdooi uit op 'n snyplank en dan het ons nou maar dit opgesny in steekies, soos Wynand dit sal noem, steekies. Reepies vleis of plat stukkies steak of blokkies wat ons 'n soort van 'n, hoe noem hulle dit, 'n goulash van gemaak het, soos vir potjiekos of so. En ja, die stukke wat ons nie regtig kon gebruik nie, wat nou bietjie meer seeningrig is of lang repe, het ons malvleis van gemaak. En ek het eendag vir julle vertel ook, toe ons die vleis ontdooi en ons haal die repe so uit, toe is daar nog hare aan. So dan het ons dit afgehaal met kookwater en 'n skerp mes afgekrap en so aan. So dan, ja, as ek terugkyk na dit, kan ek verstaan hoekom ek so verskriklik maar geword het, want die kos was nooit beperk nie, maar dit was net glad nie aptytlik nie. So aan die begin het ons daai groot hompe vleis so in repe of in stuitjies gesny en maalvleis gemaak, en dan die hoender het ek julle van vertel, die heel hoender kan jy glad nie gebruik nie, dit was baie swak gehalte. Ek het vir iemand anders ook gesê, want hulle vra toe, hoekom is die hoender so taai? Maar dit is maar bloot omdat die res van die wêreld hulle substandaardprodukte in Afrika damp, want hulle weet daar's 'n voedseltekort of die mense kan nie vir hulle self kos produseer nie. So al die oortollige kos in die res van die wêreld, gewoonlik die substandaard goed, word dan in Afrika ingestuur. En toe het ons daarom gelukkig agtergekom, die hoender wat uit Texas uitkom, wat hulle noem quiz, is die, nou moet ek mooi dink, die boutjie, die drumstick en die dui agter aan mekaar, en dis wat hulle noem quiz, dis daai hele stuk vleis. Dit was baie goeie kwaliteit geweest, selfs beter as die vleis wat jy in Suid-Afrika kry, hoender bedoel ek, want dit is nie vol soutwater gespuit en dan krimp dit nie, dit bly so groot. So dit is regtig goeie gehalte geweest, en die varkvleis was ook goeie gehalte. Maar dit was alles, die varkvleis ook, heel hompe, 20 kg, in daai bokse, soos ek vertel het, dan word dit nou vol water gespuit, nie die vleis self nie, maar die boks word opgevul, sodat dit 'n soliede gevriesde blok kan wees. Dis dan wat jy koop, en as jy dit oopmaak, wat jy binne kry is 'n verrassing. Dan, daar was snaaks genoeg geen bacon in daai land nie. Ek weet nie of dit te doen het daarmee dat daar baie moslems is nie, maar bacon kon jy glad nie kry nie. Ons het in die plek daarvan nou maar, Wynand en die kinders hou van polony, ek persoonlik is nie 'n groot polony fan nie. Maar ons het sulke vleis, sulke heel polonies daar gekry, maar dit was baie lank. Heeltemal anders as wat ons hier in Suid-Afrika ken, en party was ook garlic flavor en ander was plain en so aan. En Emmy het nogal gepraat van 'n sirkelvleisie, want dis 'n lang rol en dan sny jy dit nou so en dan kan jy dit nou op 'n broodjie sit of warm maak saam met ontbyt of wat ook al. En iets wat ook volop is, daar was lunch roll of luncheon roll, wat nou maar koue vleis of ham of iets gelykstaande aan bully beef is wat in blikkies kom. Dit was baie volop.
En dan worsies het ons later van tyd gekry, hoendervleisworsies. Ook, dit kom van Brasilia af, en dit was ook by daai vrieskamers, en snaaks, nee, as jy daar kom, by die vrieskamers, daar is ook nie altyd dieselfde goed nie. Partykeer kom jy daar, dan is daar iets niets, dan toets hulle dalk om te kyk of die mense dit koop, of dis weer 'n oorskot wat van 'n land afkom, of wat ook al. So dis nie te sê, jy gaan presies dieselfde kry elke keer as jy daar kom nie. Maar toe het ons op 'n stadium hoendervleisworsies in die hande gekry. En Jorina het ook gevra waar het ons eiers gekry. Nou, julle sal onthou, ek het vertel van Frederik Barreto, hulle wat die hoenderboerdery het in Pointe-Noire. Hy het die hele land se eiers voorsien. Dit was sulke groot spierwit eiers, baie goeie kwaliteit. Dan het hy altyd, wanneer hy binnelandse kant toe kom, dan hoor hy by almal wat hy ken, wie wil almal eiers hê, dan bring hy 'n hele vrag eiers. En dan het ons sommer bokse en bokse op beslag bestel, veral toe Stefanute en Exara nou daar by ons is. Die eiers het nooit verlore gegaan nie, dis mos maar iets wat 'n mens gereeld gebruik. Maar interessant, net so terloops, ek het destyds daai tyd daar gelees dat hulle sê in Angola gebruik die mense, die plaaslike bevolking, so min eiers. Hulle eet iets soos 1 eier miskien in 6 maande, want hulle kry dit glad nie daar, of dit is net nie deel van hulle dieet nie, of een of ander rede, ek weet nie of dit skaars is, of is hulle net nie eiereters of wat nie. Maar ja, iets wat vir ons volop is, of algemeen om te gebruik, is nie noodwendig daar die geval nie. En kaas kon jy glad nie daar kry nie. Ons het in Pointe-Noire kon jy kaas kry, in die supermarkte wat produkte van Europa afkry elke dag. Maar glad nie in Dulisie nie. Ons het eers later van tyd in Dulisie het daar 'n winkel oopgemaak wat dieselfde is as die een in Pointe-Noire. Die winkel se naam is Park and Shop. Jy park en jy shop. Toe daar 'n Park and Shop se tak ook oopgemaak in Dulisie. En toe het hulle kaas aangehou, en dit was omtrent die nuus van die jaar, toe iemand die kaas daar in Dulisie sien. Toe kom hulle terug op die plaas en vertel vir almal, julle, daar's kaas in Dulisie, maar natuurlik teen 'n prys, so jy moet maar besluit, wat vat jy en wat los jy. En dan wat ook baie volop was daar, was Laughing Cow kasies, daai driehoek kasies, en in Frans staan dit op die kasies, so dis La Vache qui rit, want dit is nou die Frans vir The Laughing Cow. En Frederik met die hoenderplaas, sy hoenderplaas se naam was La Poulie Curry, want dit is nou The Laughing Chicken. So dit was nou nogal heel oulik geweest, ja. Daar was genoeg kos geweest, vreemd en anders, spices glad nie soos wat ons dit ken nie. Daar was baie, die winkel wat ons in Dulisie die kos by gekoop het, was deur Arabs, hulle was die eienaars van die winkel. So hulle het hulle snaakse herbs en spices daar gehad. Wat baie vreemd is, hierdie snaakse, ek wil nou sê Indiër, maar dis nou nie Indiër kos nie, maar Arabic kos, wat nou vir ons baie vreemd is. Maar ja, dit was nou omtrent die storie met die kos, en aardappels het ons gekry, maar soos in R200 vir 'n sakkie. Ek weet nie of dit 8 kg dalk was, of 7 kg nie, maar R200 vir so 'n sak aardappels. En ook net as dit daar is. As daar nie was nie, dan kry jy nou maar net nie aardappels nie. En dan die brood het die chefs vir ons gebak, daai chefs wat Stefanute saamgebring het. So, ja, met die kos het Wynand op 'n stadium vir Naftal geleer om vir ons die hoender te braai, want daai groot stukke hoender vat natuurlik lank om gaar te word. So, dan het ons dit nou is entjie voor die tyd bietjie gekook of in 'n mikrogolf gaar gemaak en dan op die vuur gesit. Maar ou Naftal het die hoender altyd gebrand, né? En dan sê ek vir Tannie Trudy, as ons ooit 'n Kongo-reunie moet hou in Suid-Afrika, dan moet ons hoender braai, maar dit moet so effens gebrand wees en daar moet koolslaai by wees. Want dit was die algemene stapelvoedsel. Hoender en koolslaai, want dit was altyd daar en volop en beskikbaar. Ja, so een aand nog in Malolo, het ons, laat ek nou eers so sê,
Een van die boere wat daar was, het daai boerboel kruisinghond saamgevat en 'n Jack Russell. En toe die boer terug aan Suid-Afrika toe, toe sê hy gaan nie terugkom Kongo toe nie, toe het ons die honde by hom oorgevat. So toe word daai boerboel en Jack Russellkie ons honde. Toe op 'n dag daar op Malolo te sien ek hierdie hond, hierdie boerboel iets is nie lekker met hierdie hond nie, hy is siek. Maar sy naam is Royus. Dit is wat die eienaar hom genoem het. En ek het nie van die naam gehou nie. Dit is net nie vir my 'n baie vindingryke tipe naam om vir die hond te gee nie. Toe wil ek hom nou iets anders noem, maar ek kon nie altyd nie dink aan 'n naam nie. Nou is arme Royus siek, né? Naderhand toe weet ek, okay, hy gaan dit nie maak nie. Ons moet hom by 'n veearts kry. Nou wonder ek, is daar ooit iets soos 'n veearts in Dulisie? En die oggend toe help Wynand en oorlede Gideon en Frans, die tolk my. Ek het nou ook bygestaan, maar ek was baie skrikkerig om nou vir Royus agter op die bakkie te laai dat ons hom kan veearts toe vat. Want daai hond het met 3 pote in die graf gestaan. Hy was regtig op pad uit. Baie swak geword en hy het op niks gereageer nie en hy het sulke vergroeisels om sy een oog gehad. Toe vat ek hom nou veearts toe, na gesukkel wat ons hom op die bak gekry het, want ons dink toe ons is bang hy het hondsdolheid en as hy een van ons byt, dan is daar groot probleme. Maar hy was in elk geval so swak geweest, ek dink nie eers selfs al wil hy byt, sou hy kon nie, maar nou weet 'n mens mos nie, as jy nie diere ken nie, of hoe om met siek diere te werk nie. En hulle laai hom toe nou agter op die bakkie en so ry ek toe nou Dulisie toe, ons vat hom nou veearts toe, en ons vind toe nou uit ook, so via die tolk wat iemand ken in die dorp. En ons vat hom toe nou veearts toe en kom daar aan, nou moet ons hom van die bak aftel, nee, maar almal is te bang om aan hom te trek of hom op te tel. Toe reverse ek nou met die cruiser tot so teen aan 'n sementblad, so stoep by die veearts, dat ons hom nou net kan afskuif daar. En ons skuif hom nou toe af en hy stap nou hinkepink daar na die veearts se spreekkamertjie toe. Maar dit is glad nie soos wat ons dit ken nie, né? Dit is geboue wat lyk asof dit nie eintlik benut word nie. Dis nou die veearts. En toe gee hulle nogal se ewe vir my 'n veeartsboekie wat ek moet invul. En toe ek nou daar staan te besluit ek nee wat, hierdie hond is nou nie meer Royus nie, sy naam is nou Simba. Want dis nou ons hond en hy gaan nou 'n nuwe naam kry. En hulle kyk toe wat hulle kan doen en so aan. Nou verduidelik hulle vir my, hulle is bang om aan die hond te vat, ek moet iets om sy bek sit, dat hy nie byt nie. Nou, waar moet ek nou so ding kry? En ons kry toe 'n stuk tou wat daar in die cruiser lê, en ek bind toe nou maar die tou om sy bek, so goed as wat ek nou moontlik kan sonder om hom seer te maak en met die nodige liefde en geduld. En toe lyk daai Kongolese nou tevrede, nee, okay, hierdie hond het daarom nou 'n ding om sy bek. Maar toe ek nou klaar die ding vasgemaak het, toe gaap Simba. Gaap en maak sy bek net so groot oop. Sien ek nee, okay, hierdie ding gaan nou absoluut geen verskil maak. Dat hy hulle nie moet byt nie, maar hulle is tevrede, so dis fyn. So toe gee hulle toe nou vir my inspuiting en medisyne en so aan. En dis is nou daar weg. Maar hy was baie swak. En hy lê toe nou agter op die cruiser en is verskriklik warm en nou wil ek vinniger by die huis kom dat hy in die skare weer kan gaan lê. Maar toe gaan ons nou eers weer na die mark toe om 'n paar goed te gaan kry wat ons nodig het en so aan. En toe nou net met die slag wat ons daar by die mark rond staan, toe kom daar 2 vrouens verbygestap wat nou by die veearts werk toevallig. En die een gelukkig onthou sy toe nou wat is law in Engels, water. En sy verduidelik vir my en sy sê, ek moet vir die hond water gee. Maar hy is so swak, hy wil nie water drink nie. En ek het gewonder of ons hom kan red, want hy was regtig baie siek. En ons ry toe nou terug plaas toe, help hom van die bak af, sit hom by water, gee vir hom kos, hy wil nie eet nie, hy wil nie water drink nie, niks nie. Toe het ons eintlik half aanvaar, okay, miskien moet ons nou maar weet, as ons nou op 'n stadium hier op hom gaan afkom, gaan hy nie meer met ons wees nie. En dus ons nou maar daar by die huis rond en 'n dag of 2 gaan verby. En toe het ons nou weer van hierdie vleis gekoop en dit is toe nou in die huis, maar die huis is oop. Daar's nie deure wat ons toemaak, die huis is oop. Enige iemand kan enige tyd van die dag of nag daar deurloop. So die honde is ook daar deur die huis en in en uit. En die aand toe sit ons in daai gemeenskaplike area van ons. En dit is toen al donker buite.
En ek kyk so by die tent uit en ek sien net 'n figuur. Hier sit hierdie figuur in die skaduwee, sien jy die silhouet so teen die lig in die agtergrond. Toe is dit daai hond wat nou vir die eerste keer die krag gehad het om op te staan en toe kom kyk, waar is ons? Yes, ek is so bly dat ek hom sien, want hy lyk soos 'n gees wat daar verskyn. En ek gaan na hom toe en ek praat met hom en ek vryf hom en so aan. En toe ons in die kombuis kom, toe het hy daai blok vleis wat ons ontdooi het in die hande gekry en bo op die diepvries met sy voorpote gestaan en die vleis daar afgetrek en al daai vleis opgevreet. Toe weet ons nie, okay, die hond is gesond. En toe van daar af, toe gaan dit nou net beter met hom. Toe gaan hierdie vergroeisel goeders wat hy om sy oog gehad het weg en hy het vinnig gewig opgetel en toe is hy nou weer sommer 100% in 'n kort tydjie. Maar toe het ons eie Jack Russell en haar kleintjie wat 'n worshondkruising is en hulle het altyd so opgekrul gelê op die klein kussentjies in ons TV-kamer. En toe Simba nou gesond word, het hy ook so opgekrul op daai klein kussentjies gaan lê. Toe dink hy seker nou hy is nou ook so klein soos Mila. Maar so het hy toe nou ons hond geword en toe op 'n later stadium nou almal noem hom heeltyd Royus. Nou sê ek nie, is nie Royus nie, dis Simba. En almal Royus om die heeltyd. En toe ons Naftal op die plaas, kan hy sê nie Simba nie, hy vra wat is Royus en Wynand verduidelik vir hom dit is omdat die hond 'n rooierige kleur het. En toe sê Naftal, nee, okay, dan is sy naam nou Rosta. Want seker in Portugees aanvaar ek net dit het iets met rooi uit te waai. En Rosta het toe nou gewerk. So toe word Simba het nie gehou nie, maar toe word Royus nou Rosta. En dis Rosta wat bang was vir die makou. Of die makou was regtig baie kwaai voel geweest, maar Rosta was kwaai was bang vir die makou geweest. So dit was ook nou nogal iets om te aanskou. Maar die eintlike ding waarop ek nou wil uitkom vir vandag is ek het foto's ook daarvan. Die Stefanuti Stocks ouetjies het eendag toe hulle by die store staan, het hulle 'n klein, wel 'n jong of 'n klein luislang ontdek. En hulle is nie bang nie, hulle tel hom op en hulle het hom hier om die arm en hulle bekyk hom en so aan en hulle bring dit toe nou op daar na die opstal toe. En ek het 'n goeie foto waar Forsie juis met die luislang hier om sy arm staan, maar 'n jong enetjie, né? En almal en nou oor hierdie slang en ons sê nee, vat hom ver weg en wat ook al, maar niemand dink toe eintlik daaroor nie, want dit is mos nou 'n klein slang. Toe soos wat die tyd toe nou verbygaan en Stefanuti het onttrek en in die tyd wat Stefanuti daar was, toe was Mila nou al klaar weg, want sy het weggeraak daai dag toe sy ons probeer agtervolg het dorp toe. So ons weet nie regtig wat met haar gebeur het nie. Sy kan of mense het haar gevang en haar geëet, of 'n slang het haar gevang. Maar toe het Rasha, die klein borshond, elke liewe middag storm sy daar in die veld en blaf sy. Aanhoudend. Dan sê ons vir mekaar, wat is dit nou met Rasha vandag? Dan roep ons haar. Dan kom sy terug, dan is sy uit asem en haar tong hang uit. Elke liewe dag. Dan sê almal vir mekaar, wat is dit nou weer met Rasha? En eendag toe gaan Rasha in die veld in en ons hoor haar so ver op 'n afstand. Kraf, 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 blaf sy. En toe raak dit net stil. En Rasha het net nooit weer teruggekom nie. En nou ons wil nie ook nie in die veld ingaan om te gaan kyk wat dit is nie. En toe nou hierdie slang het wat Forsie hulle daar gehad het almal toe al van vergeet. En ek en die kinders is toe al terug in Suid-Afrika. En Wynand sit en werk op die stoep voor ons houthuis op sy rekenaar. En hy sê toe speel Rosta nog daar rond en toe het ons nou nog 'n hondjie bygekry, so Afrikaans. Wynand het haar Miel genoem. In Frans is Miel 1000. Nou as jy iets betaal in die dorp en hulle sê vir jou 1000 frank, dan is dit 1000 frank of 1000 sifa. En Wynand het die hondjie gekoop vir 1000 frank en toe kan hy dink hy die eerste naam wat by hom opkom is toe nou Miel. Toe is die hond se naam Miel. En die Franse het gedink dit is baie snaaks dat jy nou 'n hond Miel kan noem want dit beteken 1000. Maar Miel was 'n pragtige hondjie geweest. Toe speel Miel en Rosta nou lekker die dag daar.
En Wynand sit en konsentreer, hy sit en werk op die rekenaar en hier kom Naftal en hy vra vir Wynand, maar waar's Rashta? En Wynand sê, wat bedoel jy? Hulle is mos nou maar hier rond, waar roep hom? Toe het hy verdwyn. Niemand kan verduidelik wat het gebeur nie, niemand weet waar hy nou is nie, maar wat vir ons baie snaaks was, is hoekom vra Naftal vir ons, waar's Rashta? Toe op 'n dag, toe begin Johan Forsie se hoenders wegraak. En hy is baie kwaad oor sy hoendertjie wat weg is, en hy soek die hoender oral. En toe hy nou om die stoor gestap kom, en hy kyk so, dis daar 'n gat onder na die container toe, toe het luislang die hoender gevang, en hy het probeer terugkruip in daai gat onder die container. Toe kon hy nie daarin nie, want sy pens hak vas daar waar die hoender binne in hom is. En ek dink Johan het hy toe die slang daar uitgetrek en hom geslag, dat hy sy hoender kan probeer red, want hy het die hoender toe nou net ingesluk. So ons gevolgtrekking is, dat daai luislang is die een wat al die honde gevang het. Flippend scary gedagte, as jy dink die kinders het daar rondgehardloop, ons het elke dag daar by die store verbygestap. Nee, kyk, ons gebede is verhoor, dat die beskerming waarvoor ons gevra het daar, absoluut, nee. Ek dink nie ons besef self eers waarteen ons alles beskerm was in die tyd terwyl ons daar was in die wildernis nie. Nee, dit is eintlik vreeslik om so daaraan te dink. Maar ja, dit is nou ongelukkig wat daar gebeur het. Ons het toe nou geen van die honde meer oorgehou nie. Neil het ook later weggeraak. Maar ek dink die Kongolese het ook iets daarmee te doen. Dit is nie net die slange nie. Ja, dit is Afrika. En vir die res sal ek julle môre verder vertel.